Goeiemôre. Jy luister na die 40ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema vanoggend is: gebruik 'n sagte begin. Ons het gister gepraat oor die 4 ruiters van die Apokalips, naamlik kritiek, veragting, verplasing en onttrekking. John Gottman het hierdie gedragspatrone ondersoek in romantiese verhoudings en in die huwelik, maar dit geld beslis ook vir ander verhoudings. Ons gaan oor die volgende paar oggende praat oor die alternatief vir elkeen van hierdie 4 ruiters van die Apokalips. En ons praat vanoggend oor die alternatief vir kritiek. Onthou, kritiek is op die persoon gemik en is sleg in alle sosiale ruimtes. Miskien vra jy, mag ek dan nooit sê ek is ontevrede of my klagtes verwoord nie? Beslis nie. Jy kan dit doen en jy moet dit doen. Om stil te bly oor dinge wat jou pla, sê die navorsing vir ons, is ewe skadelik vir 'n verhouding. Want op hierdie wyse word geen probleme of frustrasies ooit uitsorteer nie. Maar daar is 'n verskil tussen 'n ad hominem aanval, om die persoon se karakter aan te val, en 'n klag te verwoord of 'n gedragsveranderingsversoek te verwoord. En ek gaan dit herhaal. Daar is 'n verskil om die persoon se karakter aan te val en om die gedrag aan te spreek of 'n gedragsveranderingsversoek te verwoord. Luister 'n bietjie na die verskil. Jy dink nooit aan ander mense nie. Jy dink nooit aan my nie. Jy gebruik altyd die verskoning van ek het vergeet of ek was laat. Jy's selfsugtig man, jy dink nooit aan my nie. Teenoor, ek voel nie belangrik vir jou nie. Dit voel of al die verantwoordelikhede op my neerkom. Ek het jou regtig nodig. Dit beteken nie dat die frustrasie of die rede vir die konflik onmiddellik uit die weg uit geruim is en op 'n magiese manier gaan dit nooit weer plaasvind nie. Nee, baie van hierdie frustrasies bly 'n leeftyd lank. Die verskil is, met kritiek verloor jy die persoon in die verhouding. Daar kom afstand. Terwyl wanneer jy 'n klagte uitspreek, kan die ander persoon nog steeds in daardie ruimte saam met jou wees en is die kanse veel groter dat hulle inderwaarheid hoor wat is die behoefte aan jou kant. Kom ons dink aan nog 'n paar voorbeelde van kritiek. Jou kamer is 'n varkhok. Jy is slordig. Jy is lui. Jy irriteer my. Jy luister nooit as ek praat nie. Waarom kan jy net een keer iets reg doen nie? Jy is net soos jou pa. Jy is net soos jou ma. Jy kan dit natuurlik sê vir jou eggenoot of vir jou kinders. Hoekom kan jy nie meer soos jou boetie of jou sussie wees nie? Ek is moeg om dieselfde ding vir jou oor en oor te sê. Jy stel my teleur. Ek vat sommer my goed en loop. In al hierdie voorbeelde het jy agtergekom, is die manier hoe jy dit stel, dat jy impliseer daar's fout met die ander persoon. Of daar's fout met hulle self, of in vergelyking met ander mense, kom hulle net eenvoudig nie die mas op nie. Die alternatief is om met 'n sagte begin die probleem aan te spreek. Fokus op jou eie gevoelens en jou eie behoeftes en moenie die ander persoon aanval nie. Jy kan ook die frustrasie aanspreek of die tekortkoming aanspreek, sonder om dit te laat klink of daar fout is met hulle. Kom ons dink aan die alternatiewe van die voorbeelde waarna ek verwys het. Jou kamer is 'n varkhok. Ek sal dit waardeer as jy jou kamer opruim, dat dit netjieser is vir ons almal. Ja, ek weet, die frustrasie bou op. Ek weet, jy het hoeveel keer daaroor gepraat. Plaas dan die frustrasie in 'n groter perspektief. Boeta, ons het gepraat oor die netheid in jou kamer en jy het ingestem dat ons almal saamwerk om die huis netjies te hou. Dis ons almal se waarde om 'n skoon en netjiese huis te hê. Kom asseblief jou verantwoordelikheid na. In daai opsig het jy glad nie jou kind beledig, afgekraak of 'n in-persoon aanval geloods nie. Ja, ek weet dis 'n tiener en selfs daardie poging mag dalk nog nie werk nie. Moenie beledig nie, moenie skree nie,
Moenie self die straf vir jou kind word nie. Indien dit nie werk nie, kan jy oorgaan na 'n volgende rad, sonder om jou kind aan te val. Kom ooreen watter toepaslike straf daar is as sy of haar kamer nie netjies is nie. Hulle verloor 'n voorreg in die huis. Hulle verloor 'n voorreg om nie by 'n maatjie te gaan kuier nie. 'n Selfoon word weggeneem. Maar die belangrikheid daarvan is, kom met hulle vooraf ooreen en laat die straf wees. Met ander woorde, hulle moet verstaan, ek het hierdie straf oor myself gebring. Wanneer jy jou kind beledig en op hulle skree, word jy die straf. Volgende voorbeeld. Jy is slordig. Gebruik eerder 'n frase soos, jou kamer is nie netjies nie. Jy is lui. Ek merk op dat jy nog nie jou huiswerk gedoen het nie. Jy irriteer my. Is nie vir my lekker as jy dit doen nie. Jy luister nooit as ek praat nie. Sal vir my baie beteken as jy na my luister wanneer ek iets belangriks met jou deel. Waarom kan jy net een keer iets reg doen nie? Ek waardeer dit dat jy probeer het. Kom ek help jou, dan kyk ons of ons dit kan verbeter. Ek gaan by jou sit en dan oefen ons dit 'n paar keer oor. Jy's net soos jou pa of ma. Gebruik net enige ander alternatief, moet dit net nooit sê nie. Hoekom kan jy nie soos jou boetie of sussie wees nie? Selfde storie. Gebruik enige ander frase, maar moet nooit jou kind met 'n ander vergelyk, of selfs jou man of vrou met 'n ander persoon vergelyk nie. Begin met 'n frase soos, jy het jou eie sterkpunte, en ek wil jou help om jou beste te doen. Wat ek ook van jou nodig het is, ek is moeg om vir jou dieselfde ding oor en oor te sê. Dit voel nie vir my of jy my hoor nie. Ek wil graag gehoor word. Is daar 'n manier wat ek dit kan kommunikeer, wat jy my beter kan hoor? Hoe kan ek seker maak jy het my gehoor? Jy stel my teleur. Ek voel seer gemaak. Ek voel misgekyk. Ek voel jy het nie jou kant van die bargain nagekom nie. Ek vat sommer my goed en loop. Ek is nou baie ontsteld. Gee my net 'n rukkie om tot verhaal te kom. Ek wil graag met jou hieroor praat. Kan ons bietjie later hieroor gesels? Ek weet dis nie 'n ideale wêreld nie. En ek weet frustrasies beer op en konflik bou op. Maar soos Viktor Frankl gesê het, tussen stimulus en respons is daar 'n spasie. Tussen stimulus en respons is daar 'n spasie. En in daardie spasie het God vir jou die vryheid gegee om 'n keuse te maak, om anders op te tree, om te groei, om te ontwikkel, om nuwe maniere te vind. Kom ons vra die Here om ons hiermee te help. Hemelvader, ons bely vanoggend dat ons tonge soms skerp is, dat ons mekaar seermaak, dat borrelende emosies soms maak dat ons mekaar afkraak, mekaar se karakters aanval. Ons vra Here dat U ons sal help om 'n ommekeer te maak, 'n ander strategie te volg, dat ons met sagmoedigheid en nederigheid van hart mekaar mooi sal oppas, dat ons woorde genesing sal bring. U het vir ons die opdrag gegee om mekaar te skaaf, om ons te herinner aan 'n hoër doel, die nakoming van ons almal se verpligtinge. Maar help ons om dit op so 'n manier te doen, dat ons karakter gebou sal word, terwyl ons geborgenheid ervaar by mekaar, in ons woorde, in ons dade, in die sagte oë waarna ons na mekaar kyk. Waar daar seerkry plaasgevind het, vra ons dat U dit sal genees, en dat U verhouding sal herstel. Gee tog vir ons 'n wysheid veel groter as wat ons self besit. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.